Goeiedag, ek is Loot Jooste uit Bloemfontein. Ek glo en vertrou dat ons almal deur God se groot genade groot seën sal ontvang by die aanhoor en ook die uitvoer van vandag se boodskap. Kom ons maak die oë toe en dan nader ons tot God in die gebed. Almagtige Here God, in die naam van ons Here Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons verlosser, hy wat ook aan die regterhand sit, waar hy vir ons elke dag intree. In sy naam kom ons vandag na U toe, Here. En ek sê vir U baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om deur Jesus Christus met U te kan praat. Ja, Here, U wat die allerheiligste God is. U wat so heilig is dat ons nie direk met U kan praat nie, maar dat ons deur Jesus Christus kan gesels met U. En dat U vir ons die pad deur Jesus Christus oopgemaak het. Hy wat die weg en die waarheid en die lewe is, Here. Dankie dat ons ook vanmôre hierdie kort boodskap aan U kan opdra. En vir U kan vra dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons bid alles in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ons skriflesing is uit die Nuwe Lewende Vertaling en wel uit die Evangelie volgens Matteus hoofstuk 13 vers 1 tot 23. Matteus hoofstuk 13 vers 1 tot 23. Het gaan oor die baie bekende gelykenis wat Jesus vertel het oor die boer en sy saad wat hy gaan saai het. Ek lees vir u vanaf vers 1. Later daardie dag het Jesus uit die huis gegaan en langs die see gaan sit. 'n Groot klomp mense het rondom hom saamgedrom. Gevolglik was hy verplig om in 'n skei te klim en daarin te gaan sit om die mense te onderrig. Hulle het almal op die strand bly staan om na hom te luister. Het vir hulle baie gelykenisse vertel, soos die volgende een. 'n Boer het eendag lande toe gegaan om te gaan saai. In die saaiproses het party van die saad op 'n voetpaadjie geval en die voëls het dit kom oppik. 'n Ander het weer op klipprige aarde geval, sonder dat daar enige diepte in hierdie grond was. As gevolg van die vlak grond het dit vinnig opgeskiet, maar toe die son warm begin bak, het dit verlep en omdat dit nie diep wortel geskiet het nie, het dit toe heeltemal verdroog. Nog 'n deel het tussen die dorings geval. Toe die dorings opkom, het dit die koring verstik. Nog ander saad het op die goeie grond geval. Dit het 'n oes voortgebring, party 100 maal, party 60 maal en party 30 maal, soveel as wat oorspronklik gesaai is. Elkeen wat kan hoor, moet goed luister na wat ek sê. Jesus se disippels kom toe na hom toe en sê: "Waarom gebruik jy altyd sulke diepsinnige gelykenisse as jy met mense praat?" Hy antwoord hulle toe: "Omdat julle bevoorreg word om die geheime van God se koningsheerskappy te verstaan. Hulle word nie so bevoorreg nie. Hulle wat reeds verstaan, vir hulle sal nog meer gegee word en hulle sal oorvloedige kennis hê. Maar hulle wat nie insig het nie, van hulle sal ook nog die bietjie weggeneem word wat hulle wel verstaan. Ek praat met hulle by wyse van gelykenisse, want hulle kyk en tog sien hulle nie, en hulle hoor, maar tog luister en verstaan hulle nie." Die profesie van Jesaja word in hulle geval bewaarheid. In Jesaja staan geskrywe: "Julle sal my woorde hoor en tog nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen en dit tog nie werklik begryp nie. Ja, die hart van hierdie volk het verhard en hulle hoor swaar met hulle ore en hulle het hulle oë toegemaak, sodat hulle nie dalk met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle hart begryp en tot bekering kom en ek hulle gesond maak nie." Luister julle nou wat die gelykenis van die saaier beteken.
Hulle by wie die saad op die voetpaadjie gesaai is elkeen wat die boodskap van God se koningsheerskappy hoor, maar dit nie begryp nie. Die bose kom en roof wat in hulle harte gesaai is. Hulle by wie op die klipprige grond gesaai is die mense wat die boodskap hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hulle wortels gaan nie diep in nie. En hulle hou net vir 'n rukkie. Sodra daar swaar kry of vervolging ter wille van die boodskap kom, struikel hulle in hulle geloof. Daardie mense by wie tussen die dorings gesaai is hulle wat die boodskap hoor, maar die bekommernis van hierdie lewe en die verleidelikheid van die rykdom verstik die boodskap en dit bly sonder vrug. Hulle by wie op goeie grond gesaai is die wat die boodskap hoor en verstaan. Hulle dra vrug en bring 'n oorvloedige oes voort, 100 of 60 of 30 maal soveel as wat oorspronklik gesaai is. En wat beteken dit alles? Jesus het dikwels van gelykenisse of beeldspraak gebruik gemaak wanneer hy die skares geleer het. In 'n gelykenis word iets wat bekend is gebruik om iets wat onbekend is te verduidelik. Deur dus na alledaagse verhoudings en dinge te kyk, word ons in staat gestel om die boodskap van Jesus te verstaan. Wanneer Jesus 'n gelykenis gebruik, is die doel nie net om iets te verduidelik nie, maar veral om mense tot 'n beslissing te laat kom. Die hoorder moet dus 'n keuse uitoefen vir of teen dit wat hy gehoor het. 'n Gelykenis is soos 'n storie waarin die hoorder al hoe meer betrokke raak na mate die verhaal vorder. Uiteindelik moet die hoorder saam met die karakter in die storie tot 'n beslissing kom. Dit kom voor 'n keuse wat hy moet maak. Die waarheid is baie duidelik vir elkeen wat opreg daarna soek. Ons moet daarteen waak om nie te veel in gelykenisse te wil inlees nie, om dit nie te wil dwing om te beteken wat dit in werklikheid nie beteken nie. Ons moet pas op dat ons nie inleers van die woord word in plaas van uitleers nie. Hierdie gelykenis van die boer moet dien as 'n voorbeeld vir alle geestelike boere, tussen aanhalingstekens, vir almal wat onderrig, almal wat preek en ook ander moet lei rakende God se koninkryk. Dit wil sê, almal wat aan die groot opdrag van God gehoorsaam moet wees, alle kinders van God. Die boer het goeie saad gesaai, maar dit het nie in alle gevalle tot 'n hoë opbrengs gelei nie. Party van die saadjies het nie eens wortel geskiet nie, en selfs die plantjies wat wel gegroei het, het verskillende oeste opgelewer. Jy moenie ontmoedig raak, as dit vir jou lyk asof niemand na jou luister nie, as jy die evangelie verkondig nie. Ek wil net gou hier 'n oombliekie stil staan. Ek onthou ons het eenslag 'n uitreik gehad, en 'n persoon het haar lewe vir die Here gegee, en sy was baie bly oor ons besoek. 'n week later het ons 'n opvolgbesoek gedoen aan die dame, en toe ons daar kom, toe kry ons die skokkende nuus, dat sy vir ons sê, dat sy het besluit, sy wil nie meer hemel toe gaan nie. Sy wil nie meer hemel toe gaan nie, want sy gaan alleen daar wees. Die res van haar familie, hulle wat al afgesterwe het, is alreeds in die hel, en sy wil liewerste by hulle wees. Ook 'n ander geval gehad, waar ons uitgereik het na 'n sekere gemeenskap toe, en daar het 'n dame by my en my vroutjie gekom, en vir ons geld gevra, vir drank. Toe sê ek van, nee, kom ek vertel eers vir jou, die wonderlike goeie nuus van ons Here Jesus Christus. Sy het my so gekyk en gesê, as jy nie vir my wil geld gee vir drank nie, dan gaan ek na die duiwel toe, hy sal vir my geld gee vir drank. So ons moet weet, dat wanneer ons die evangelie saai, wanneer ons die evangelie gaan verkondig, alles nie net, soos die Engels sê, smooth sailing sal wees nie. Geloof is nie iets wat volgens 'n wiskundige formule gemeet of verseker kan word nie. Nee, geloof is 'n wonderwerk wat plaasvind as God se Heilige Gees
jou woorde gebruik om ander na hom te lei. Onthou hierdie gedeeltetjie. Geloof is 'n wonderwerk wat plaasvind as God se Heilige Gees jou woorde gebruik om ander na hom te lei. Ons kan nie gaan evangeliseer, ons kan nie gaan die woord uitdra as ons dit nie doen onder die diepe besef dat die Heilige Gees ons lei na waar God wil hê ons moet heen gaan nie. As die Heilige Gees ons nie lei oor die woorde wat ons moet gebruik nie. Ons moet altyd bewus wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees wanneer ons te doen het met die verkondiging van die goeie nuus. Uit onsself is ons nie in staat om dit te doen nie. Die menslike oor kan baie klanke hoor, maar daar is 'n beter manier van luister wat tot geestelike insig en begrip lei. As iemand waarlik na God se wil soek, sal die persoon se geestelike gehoor onder leiding van die Heilige Gees fyn ingestel word om God se wil te vind. Daarom is dit so belangrik, wanneer jy spesifiek uitgaan vir 'n uitreik, wanneer jy spesifiek uitgaan om die evangelie met mense te gaan deel, dan moet jy gebedsvriende hê. Jy moet van jou medegelowiges vra, jy moet van medekinders van God vra om vir jou in gebed in te tree vir die tyd wat jy weg is. En selfs daar waar jy self die evangelie verkondig of waar jy 2 en 3 saam die evangelie verkondig, moet die ander altyd in gesprek met die Heilige Gees wees, sodat hulle fyn kan luister na die wil van God, sodat hulle vir jou krag kan toebid van bo af. Ons kan net onsself nie die evangelie verkondig nie. Jesus het gesê, julle sal krag ontvang, en daardie krag is die werking van die Heilige Gees in ons. Ons kan nie sonder dit gaan nie. Dis hoekom die disippels ook in Jerusalem moes wag tot die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het nie van gelykenisse gebruik gemaak om die waarheid te verberg vir mense wat opreg daarna soek nie. Want diegene wat ontvanklik was vir die waarheid, het sy voorbeelde en gelykenisse verstaan deur die werking van die Heilige Gees. Vir die ander was die gelykenisse niks meer as betekenlose stories nie. Op die manier het Jesus geestelike kos gegee vir die wat honger daarna was, wat gesmag het om meer te weet van Jesus, om meer te weet van die ewige lewe. In hierdie gelykenis van die saaier word 4 tipes reaksies op die verkondiging van die evangelie aangebied. Die 4 soorte grond dui hier op die 4 maniere waarop mense by die aanhoor van die evangelie kan reageer. Mense se reaksie op die woord van God verskil, omdat alle mense nie ewig gereed is om die boodskap van verlossing te ontvang nie. Party mense is werklik verhard. Ek ken mense wat sommer reguit vir my gesê het, moenie vir my preek nie. Ander is weer oppervlakkig. Dit gaan in by die een oor, maar dit gaan uit by die ander oor. Ander se aandag word deur die bekommernisse van die lewe afgetrek, terwyl ander ontvanklik is vir die evangelie. Net so 'n vraag of 2, 3 wat ek gou vir u wil vra, om myself te onderbreek. Hoe het God se woord in jou lewe wortel geskiet? Hoe het God se woord in jou lewe wortel geskiet? Hoor jy maar net die evangelie? Steur jy jou nie daaraan nie? Is jy net 'n rukkie opgewonde, emosioneel opgewerk na 'n preek, en dan vergeet jy weer daarvan sodra jy met die wêreld in aanraking kom? Watter soort grond is jy? Is jy seker, as jy nou te sterwe kom, dat jy die ewige lewe het? Dit wil sê, soos ons in die algemene spreektaal dit stel, is jy seker jy gaan hemel toe, as jy nou te sterwe kom? Dit is immers die verantwoordelikheid van God se kinders, om die goeie saad van die evangelie van Jesus Christus te gaan saai. Nou hoekom is dit die kinders van God se verantwoordelikheid? Baie eenvoudig. Dit is 'n opdrag van God, wat hy deur Jesus Christus gegee het, aan sy disippels 2000 jaar terug, maar hy gee dit ook nou, op hierdie oomblik waar ek met u praat, waar u inluister na hierdie boodskap, gee hy dit vir u, net soos wat hy dit vir my gee elke dag, gee hy dit vir u elke dag. Gaan en maak die mense my disippels,
Leer hulle in dit wat jy geleer het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, dit is net so goed, hy sê dit vir ons, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ook in Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou wat is die saad wat ons saai? Dit is die ware evangelie van Jesus Christus. Dit is daardie evangelie, daardie ware evangelie van Jesus Christus. Dit is die saad wat God se kinders moet gaan saai die hele wêreld deur. Die ware evangelie is die goeie nuus dat God sondaars red. Kort en kragtig, die ware evangelie is die goeie nuus dat God sondaars red. Die mens is van nature sondig en verwyder van God, met geen hoop op herstel vanuit daardie situasie nie. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, almal het gesondig en is ver van God af. God het egter voorsiening gemaak vir die mense verlossing deur die dood, begrafnis en opstanding in die dood van die verlosser Jesus Christus. Hierdie gedeelte van Romeine 3 vers 23, saamgelees met die gedeelte wat ek vir u gesê het, die ware evangelie is die goeie nuus dat God sondaars red, is die goeie nuus, is die evangelie, is die ware evangelie. Die ware evangelie is die goeie nuus dat God sondaars red. En dit is omdat God voorsiening gemaak het vir die mense verlossing deur die dood, die begrafnis en die opstanding uit die dood van die verlosser Jesus Christus. Die woord evangelie beteken letterlik goeie nuus. Maar om werklik te verstaan hoe God hierdie goeie nuus in ons is, moet ons eerstens die slegte nuus begryp. Ek sê weer, die goeie nuus, om dit werklik te verstaan, moet ons ook begryp wat die slegte nuus is. As gevolg van die mens se sondeval in die tuin van Eden, is elke deel van die mens, dit wil sê sy denke, sy wil, sy emosies en sy liggaam deur die sonde bederf. Sonde is absoluut alles wat teen die wil van God is. As gevolg van die mens se sondige natuur, soek hy nie na God nie. En uiteraard is sy denke vyandig gesind teenoor God. Romeine 8 vers 7. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. God het verklaar dat die mens se sonde hom verdoem tot 'n ewigheid in die hel, verwyder van God af. Dit is in die hel waar die mens die prys betaal vir sy sonde teen 'n heilige en 'n regverdige God. Dit sou sekerlik die slegte nuus wees indien daar geen hoop op herstel van die mens se verhouding met God was nie. Die slegte nuus, hel is jou voorland. Die goeie nuus, redding deur Jesus Christus. Ons verstaan dus dat ons verlore sondaars is, nie uit onsself nie, maar deur die kragtige werk van die Heilige Gees, wat het ons aan ons openbaar, dat ons verlore sondaars is, en dat ons 'n redder nodig het, dat ons 'n verlosser nodig het, en dat daardie verlosser, Jesus Christus is, God wat volledig kom mens word het, hy wat volledig mens en God tegelyk was, Jesus Christus, hy wat as mens op hierdie aarde kom wandel het. Indien daar geen hoop op herstel van die menseverhouding met God was nie, sou dit dus baie slegte nuus vir ons gewees het. In die evangelie egter het God aan sy groot genade daardie herstel, hierdie herstel van die verhouding met God wat in die tuin van Eden verbreek is, herstel.
'n plaasvervanger vir ons, Jesus Christus, het gekom om die skuld vir ons sonde te betaal. God sê vir ons duidelik, die sondes moet gestraf word. Die Bybel sê vir ons, God het ons lief. Hy is groot in barmhartigheid en het ons innig lief, en hy wil nie die mens straf nie, of die mens laat ly nie, maar God is 'n regverdige God, en hy moet die sonde straf. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Wanneer God iets gesê het, hy het in Exodus gesê, ek sal hierdie sondes nie ongestraf laat bly nie, so hy moet hierdie sondes straf. En hy het gesien, dat hy die hele mensdom sal moet uitroei, die hele mensdom sal moet hel toe stuur, want ons het almal gesondig, sê die woord vir ons, en daarom het God ingegryp, en vir Jesus Christus gestuur, hy wat volledig God en mens te gelyk was, sodat hy sondeloos, omdat hy God was hy sondeloos, maar hy was volledig mens, sodat hy as 'n mens kon ly, sonder om sonde te doen. Hy kon die pyn, die geestelike en die liggaamlike pyn op aarde ondervind, terwyl hy hier was, van sy hemelse heerlikheid. Hy sê die hemelse heerlikheid vir 'n kort rukkie verlaat, om vir ons in te tree, te kom ly op hierdie aarde, te kom sterf, te kom opstaan uit die dood uit, sodat ons gered kan word. Jesaja 53 vers 6 sê vir ons baie duidelik, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Dit is die kern van die evangelie wat Paulus aan die Korintiërs verkondig het. In 1 Korintiërs 15 vers 2 tot 4 staan dit duidelik geskryf, of sê Paulus dit baie duidelik. Die 3 elemente van die evangelie is die dood, begrafnis en die opstanding van Christus in ons plek. Ek haal vir julle aan wat in 1 Korintiërs 15 staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos dit ek aan julle verkondig het. As julle dan aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Paulus waarsku ons dat ons nie moet afdwaal van die geloof in Jesus Christus. Die feit dat redding net moontlik is vir geloof in Jesus Christus alleen nie. Die sleutel tot ons redding, ek sê weer, die sleutel tot ons redding is geloof in dit wat Jesus Christus vir ons op aarde kom doen het, alleen. Niks anders te nie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Daar is nie 'n Jesus minus nie, en daar is ook nie 'n Jesus plus nie. Daar is net Jesus alleen en alleen en alleen tot aan die einde van tyd. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit, en dis die woorde van Paulus. Christus het vir ons sonde gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Ons ou sondige natuur het saam met Christus aan die kruis gesterf en was saam met hom begrawe. Daarna is ons saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Die dag wanneer jy wedergebore word, dan sterf daardie ou sondige natuur van jou. Dis net so goed hy sterf saam met Jesus Christus daar aan die kruis op Golgotha. Word hy begrawe en daar's 'n nuwe skepsel wat na jou wedergeboorte in hierdie wêreld staan. 'n Geredde skepsel. Iemand gevul met die Heilige Gees. Iemand wat gereed is om die voorste linies te gaan veg vir dit wat hy glo, naamlik die evangelie van ons Here Jesus Christus. Ek lees vir julle Romeine 6 vers 5 tot 8. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Dit is nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Jy moet. Wanneer is daar nuwe lewe? Daar is nuwe lewe wanneer daar geboorte is. En net so is dit in die geestelike milieu ook.
Die oomblik wanneer jy weer gebore word, soos 'n saadjie wat in die grond gaan, daai koringsaadjie sterf, en daar word uit daardie dooie koringsaadjie word daar 'n nuwe plantjie die lig ingestuur. Net soos dit met die mens. Daar by jou wedergeboorte sterf jou sonde saam met Jesus Christus, word begrawe saam met hom, en daar staan 'n nuwe mens in Jesus Christus op na jou wedergeboorte. So dit is hoekom Jesus sê, niemand kan in die koninkryk van God kom as hy of sy nie wedergebore is nie. Jy moet die ou sondige natuur afsterwe, en jy kan dit net doen deur geloof in Jesus Christus, sodat jy 'n nuwe mens kan wees in Jesus Christus. Paulus sê dat ons moet vashou aan die ware evangelie, die enigste een wat red. Om in enige ander evangelie te glo is nodeloos, en dis ook sommer hopeloos. Paulus verklaar dat die ware evangelie in krag van God tot redding is vir elkeen wat glo. Ek haal vir die aan uit Romeine 1 vers 16 tot 17. Vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo. Heel eers vir die Jood, maar ook vir die nie-Jode. Hierdie goeie nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vryspreek. Dit sê, hy was ons sondes af. En dit gebeur enkel en alleen deurdat ons glo, soos die skrif sê. Elkeen wat vrygespreek word, omdat hy glo sal lewe. Nou hiermee bedoel Paulus dat verlossing nie deur die mense eie pogings verkry kan word nie, maar deur die genade van God en deur die gawes van die geloof alleen. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, seker een van die bekendste Bybelverse, sê vir ons baie duidelik, Paulus skryf hier en sê vir ons, julle is inderdaad uit genade gered, en hierdie genade kom na julle toe deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, dit wil sê dit kom nie deur julle eie werke nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Wat 'n wonderlike versekering, wat 'n wonderlike, kragtige aanhaling uit die woord van God. Wat 'n kragtige aanhaling onder leiding van die Heilige Gees, wat Paulus hier die wêreld instuur. Julle is inderdaad uit genade gered, uit God se genade gered, deur geloof in Jesus Christus alleen. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. God gee vir jou die gawe van geloof in Jesus Christus. Dit kom nie deur jou eie goeie werke nie. Dit kom nie deur die feit dat jy 'n Christen is nie. Dit kom nie deur die feit dat jy goeie werke doen en dat jy kerk toe gaan en Bybel lees en Sondagskool gee en nie vloek of daardie goed nie. Nee. Dit kom net uit genade, deur geloof, sodat niemand enige rede kan hê om te kan spog nie. Ons kan nie gaan spog oor ons redding nie, want dit is nie uit onsself nie. Ons kan net sê, dankie Here vir redding deur Jesus Christus. Dankie vir die werking van die Heilige Gees in my, wat my die geloof in Jesus Christus laat aanneem het, dat ek Jesus Christus aangeneem het as my verlosser en saligmaker, deur u genade, deur geloof. As gevolg van die evangelie, deur die krag van God, is diegene wat in Christus glo, nie slegs van die hel gered nie. Ons het 'n volkome nuwe natuur ontvang, met 'n veranderende hart, en 'n nuwe begeerte, 'n goeie begeerte, wil en houding, wat 'n goeie werke tot uiting kom. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Jy is nie meer dieselfde na jou wedergeboorte as voor jou wedergeboorte nie. Jy is nie meer dieselfde nie. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Jy het 'n drang. Jy word gedring daarna om te doen dit wat God van jou vra. En een van die dinge wat jy wil doen, waaroor jy nooit kan stil bly nie,
is jou redding, die getuienis wat jy het oor jou redding. Jy moet aan die wêreld dit gaan vertel. Jy moet aan die wêreld die evangelie gaan vertel. Die groot opdrag moet deur jou uitgevoer word. God stuur nie engele om dit te doen nie. Nee, hy stuur vir my en hy stuur vir jou om dit te gaan doen. Dit is die vrug wat die Heilige Gees in ons voortbring deur sy krag, hierdie goeie werke. Werke is nooit die teken van redding nie, maar dit is die bewys daarvan. Goeie werke kan jou nie in die hemel bring nie, maar jy doen die goeie werke uit dankbaarheid vir wat God vir jou gedoen het, om vir hom te sê, dankie Here vir my redding. Daarom is jy gehoorsaam aan God, want jy behoort nie meer aan die Satan nie. Soos die Bybel sê, jy is nie nou meer 'n kind van die duiwel nie, jy is nou 'n kind van God, en kinders van God is gehoorsaam aan God. Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek lees weer vir julle hierdie Efesiërs 2 vers 10. Dit is die nuwe mens. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy. Ek sê weer, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En een van daardie goeie dade is om die evangelie te gaan verkondig. Want dit is ook 'n goeie daad wat jy pleeg teenoor jou medemens. Want jy wil nie hê dat jou medemens, dat jou medefamilielid, dat jou medevriend, dat jou vrou, jou seun, jou dogter hel toe moet gaan, die pa. Jy wil daardie mense waarvoor jy lief is, saam met jou in die hemel hê. Jy wil nooit hoor, soos ek eendag vertel het in die droom wat 'n boer gehad het, toe hy gesê het, hy sien, hy was 'n gelowige gewees, maar sy pa en sy broers was nie gelowig nie, en hy kry hierdie droom en hy sien hulle verbyvlieg, so en hulle wys hulle vingers na hom, hulle sê vir hom, hulle vlieg verby hel toe en hulle wys vir hom en hulle sê, hoekom het jy ons nooit vertel nie? Moenie dat dit eendag met u gebeur nie. Moeder, gaan praat met jou dogter. Vader, gaan praat met jou seun. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Diegene wat deur die krag van God gered is, sal altyd die getuienis van verlossing wees deur 'n veranderende lewe. Jy kan mos net getuig van verlossing as jou lewe deur die wedergeboorte verander is. As jy 'n nuwe skepsel is in Jesus Christus, dan moet jy mos gaan getuig. Jy moet vir mense gaan vertel. Jy wil vir almal, jy wil dit uitblaar. Jy wil soos 'n groot radiostelsel wees wat die luidsprekers kliphard opgestel is. Jy wil elke dag net vertel wat Jesus vir jou gedoen het. En jy wil elke dag net gaan vertel die goeie evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Jy wil vir almal gaan vertel dat redding vir almal daar is, vir die wat glo. Jy wil vir almal die pad gaan aanwys wat hulle moet loop om te kan glo. Romeine 10 vers 8b tot 9. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. Nou wat is dit, sê Paulus? As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Jy moet glo. Jy moet glo, jy moet bely. Jy moet bely dat Jesus jou Here is, en jy moet dit in jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het. Hoekom is dit so belangrik uit die dood opgewek het? Want toe Jesus Christus deur God se bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, het hy die dood oorwin, hy het die sonde oorwin, hy het vir ons die sonde betaal, en hy het die Satan oorwin. Die Satan is nou nie meer 'n gevaar nie, want hy is klaar oorwonde vyand. Liewe luisteraar, wil u vandag vir u lewe vir die eerste keer, of by hernuwing aan God toe vertrou, vir die ontvangs van die ewige lewe? Daar waar jy nou sit en luister,
Daar waar jy nou onder leiding van die Heilige Gees tot die besef kom dat jy 'n verlore sondaar is. Wil jy nie nou regmaak met God nie? Wil jy nie nou kom en daar die sondes bely en die lewe omdraai nie? Jy weet, ons God is wel die God, die Alfa en die Omega. Hy is van die begin af daar tot in die ewigheid se einde, as daar 'n einde van die ewigheid is. Maar ons God is ook nie die God van gister nie. Hy is ook nie die God van môre nie. Hy is die God van nou. Ons God wil nou hê. Want, hoekom is hy nie die God van gister nie? Dit wat gister gebeur het, is verby. As jy vandag nog lewe as ongeredde, jy het gister niks aan gedoen nie. Môre, weet jy nie of jy gaan lewe nie. Jy weet nie of jy môre nog tot redding gaan kom nie. Nee, jy het nou. Jy weet nie of jy vanaand tyd gaan hê om jou saak met God reg te maak nie. Nee, jy moet dit nou doen. Ons het 'n God van nou. As u nou u lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek met u sondig bestaan. Ek sê weer, as u nou u lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek. Dit is so verskriklik belangrik, hierdie permanente breek. Dit help nie, jy sê, jy wil Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Jy wil deur wedergeboorte gaan nie. En jy bely nou jou sonde, jy het nou berouvol, jy huil, en jy smeek God om vergifnis. Maar teen Vrydag, teen die naweek, dan is jy weer terug waar jy gister was. Dan lewe jy weer in sonde, jy vergeet daarvan. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, julle kan nie leef soos julle wil nie. Die Bybel sê ook vir ons, God laat hom nie spot nie. Jy kan nie die een dag aan die kant van die duiwel staan, en die ander dag aan die kant van God probeer bestaan nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan nie leef soos jy wil nie. Daarom moet jy permanent breek met jou sonde. Moenie dink dis maklik nie. Moenie dink dis maklik nie. Maar bid elke dag dat jy standvastig sal bly teen die versoekinge van die Satan. So as jy nou die lewe vir die Here wil oorgee, deur permanente breek met die sondige bestaan en met die sondes, en sodoende die ewige lewe van God as 'n gratis geskenk wil ontvang, deur die geloof in die ware evangelie van Jesus Christus alleen, bid dan die volgende gebed agter my aan. Wees eerlik met jouself. Sien jy kans om die pad saam met Jesus te loop? Jesus sê, julle sal dit in hierdie wêreld nie maklik hê nie. Jy sal sien, die dag wanneer jy begin babbel oor die evangelie, die dag wanneer jy begin gesels oor jou redding, sal jy sien hoe vyandig die wêreld ook teenoor jou kan wees. Maar dankie liewe Here, met die krag van die Heilige Gees en met God se beskerming kan ons elke dag daardeur aangaan. So as u eerlik is en u wil werklik u lewe vir die Here gee, of u wil dit weer net by hernuwing vir hom oorgee en sê, Here, ek kom weer vanmôre na u toe, ek wil net dit weer vir u kom gee, bid dan agter my aan. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae uit die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u, en ek vra dat u my elkeen van hulle sal vergewe. Help my deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het. Amen. Is hierdie gebed
wat jy nou gebid het, die begeerte van die hart? Ek vra weer, is hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van die hart? Kyk, wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6, vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. As jy eerlik was nou, in hierdie gebed teenoor God, dan sê Jesus vir jou, jy het die ewige lewe. En hy sê dit nie sommer net gewoonweg nie, hy sê, dit verseker ek jou. Dit verseker ek Jesus jou, omdat jy in my glo, het jy die ewige lewe. Nou kan jy met alle eerlikheid vir God sê, ek glo in Jesus Christus alleen vir my redding, deur u genade en met die kragtige werking van die Heilige Gees. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Kinders van God, die hoogste titel wat enige mens ooit kan hê. Ga nou, ga lewe 'n lewe van dankbaarheid teenoor God. Doen die goeie werke, nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding van die hel. Gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het teenoor die mensdom. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag en gaan saai die goeie saad van die evangelie van jou eie huiskringetjie af tot daar waar jy in die wêreld rond beweeg. En wanneer jy saai, moenie mismoedig word nie. Saai die goeie saad. Saai dit in oorvloed. Van daardie saad wat jy saai, gaan op die goeie grond val, wat 'n goeie oes lewer. En daar sal mense kom, daar sal arbeiders kom, wat hierdie oes bymekaar maak. Moet nooit ophou saai nie. Saai die evangelie, dag en nag, by elke geleentheid wat jy het, saai die evangelie van redding. Kom ons maak die oë toe. Almagtige Here God, net een versoek vandag, in die naam van Jesus Christus, en met die kragtige werk van die Heilige Gees, gee, dat ons nooit sal moeg word om te saai nie. Al is die geestelike onweer na buitekant teen ons, dat ons sal voortstuur, en as die saad gaan saai, al waai die winde die saad rond, sal die winde ook die saad op die goeie grond laat val. Ons moet net gaan saai. In Jesus se naam. Amen. Ja, ek sal nooit vergeet nie, my oudere pa, ons het lank saam geboer. Hy het altyd vir my gesê, my kind, ons kan nie na die wolke kyk nie. Ons moet gaan doen daar buite wat gedoen moet word. Gaan u en gaan doen daar buite wat gedoen moet word. In die lande, in die akkers, in die hektare van goeie grond van Jesus Christus. Amen.